Goeienaand, dit is die laaste aand van Pinkster. Sondag begin ons met 'n splinternuwe reeks oor geloof. Dat geloof 'n verskillende klomp mense sê, ons gaan so vir so 5 stil staan. Maar vanaand mag ons klaar met Pinkster. En Pinkster is een van die gebeurtenisse in die kerk se jaar wat ongelukkig so 'n bietjie onderspeel word en eintlik so crucial is, waar die Heilige Gees uitgestort is om in ons te werk. Maandag aan se praatjie is sy preek, om in ons te werk, verandering in ons te bring, om ons na 'n ander level toe te neem, en in die kerk te werk, wat ons vir mekaar daar is, en vir mekaar opbou, vanaand ook uitgaan na buitekant. Die kerk moet na buite toe gaan. Kom ons maak ons oortoe. Here, dankie dat U met die Heilige Gees in ons kom werk, deur ons kom werk, so die wêreld U kan raak sien. U kan aangryp, sodat hulle verslaan, verdwaas sal staan, verwonderd sal staan oor U grootheid. Dankie dat ons die agente, die voertuie kan wees, om dit na die wêreld te neem. Amen. Goed, die teksgedeelte waarmee ons begin is Handelinge 1 vers 8, dis 'n crucial teks. Maar julle sal krag ontvang. Krag is die woordjie dynamis. Julle hoor die woord dynamiet, die Griekse woord dynamis. Julle sal hierdie dynamiet, hierdie explosive power ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan wat? Julle gaan nie allerlei snaakse goed doen nie, julle gaan praat, julle gaan my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in Judea, die plek waar hulle gebly het, die land, ook in Samaria, die heidense gedeelte, en tot in die uiteindes van die aarde, tot in Suid-Afrika. Dis die kern van hoekom Pinkster gebeur het, is om vir die mens die moed te gee, die passion te gee, om die woord te gaan verkondig met woord, en wat belangriker as die woord, met ons dade. So ek wil in die Bybel gaan rondkrap, en in 3 gemeenskappe met julle praat, waar die Heilige Gees kom werk. In die Ou Testament word die woord ruach gebruik vir die Gees van God, wat amper 400 keer voorkom, en Nuwe Testament is die Griekse woordjie pneuma, jy hoor daar in pneumatiese, die lugdruk, so dit gaan oor die asem, die lug wat God kom gee, om dwars deur ons te werk, en dis die 2 woorde wat uitstaan as ons praat oor die Heilige Gees, transformerende krag, die veranderingspower wat ter sprake is, en dis in die wêreld nodig het. So, ek wil 3 gemeenskappe in die Bybel gaan uithaal, een in die Ou Testament uit, een in die Nuwe Testament uit, en een so 'n bietjie in Handelinge. En dis crucial om net te hoor wat in hierdie gemeenskappe gebeur het, toe God se stem gehoor is. Die eerste ene, ek gaan nie dadelik vertel van wie dit is nie, ek het 'n prentjie gemaak van die hoofstuk wat ons nie in die Bybel sou sien nie. So dit gaan nou weer so. Dis 'n man in sy laat 40er jare, wat gediagnoseer is met kanker, en op sy sterfbed lê. En terwyl daar lê, staan sy 2 seuns en sy vrou by hom. En maar daar by hom, in hierdie laaste momente van sy lewe, is daar hierdie rustigheid. Is daar hierdie kalmte, dat ten spyte dat hy in 'n heidense stad woon, hy God ontmoet het. En het sy 2 seuns en sy vrou ook vir God ontmoet het. En daarom is hy bereid om hierdie sterfdeel anders te doen. En hy en sy seuns en sy vrou praat oor hoe vreemd dit was dat hulle vir God ontmoet het. Hulle vertel die storie dat hulle op die markplein was, en daai dag het daar so weird dominee ou verbygekom, en so flou preek gepreek. Hy het so ingekom van die kant af, hy het so vir die mense kyk en gesê, bekeer julle, want God is naby. En dis al. Dit was 'n hele preek. Maar daai preek het soveel waarde gehad, soveel power gehad, dat hulle lewens net daar omgedraai het. En hulle lewe vir die Here gegee het. Later het hulle die storie gehoor van hierdie snaakse pastorige ou wat hier verbygekom het. Gehoor hy was 'n priester geweest. Gehoor hy het gevlug toe die Here vir hom sê het gaan na Ninive toe. En hy het in 'n beskip geklim en 'n storm het gekom. Hy is oorgegooi, 'n vis het hom opgeëet, uitgespoeg op die land. Hy het weer 'n keer gegaan en het Ninive toe gekom. En daai gebeurtenis het die hele stad Ninive tot bekering gebring, selfs die ou op sy sterfbed.
as gevolg van 'n flou preek, wat 'n preker nie eens wou preek nie. Maar die power van God was daar. Hierdie transformerende krag van God het hom oorweldig. En hy en sy gesin, hy en die hele stad, het hulle lewe vir die Here gegee. Dit is storie nommer 1. Gemeenskap wat getransformeer was. Storie nommer 2 is ook van 'n storie van 'n jong man. Kom ons skat hom so 35 jaar oud. 'n Man wat in sy lewe nooit kon hoor nie, en omdat hy nie kon hoor nie, ook nie geleer het om te praat nie. En in daai tyd het hulle gedink, wel as jy doof is en stom is, so al kan brabbel dan was jy nie goed genoeg nie. Jy moes waarskynlik sonde gedoen het, daarom is jy gestraf. So hy sit met hierdie skuldgevoel van ek het iets iewers verkeerd gedoen, daarom straf die Here my, daarom kan ek nie hoor nie, kan ek nie praat nie, en die maatjies hom gespot, en as hy begin praat, dan ons nog verder gelag, want nou spreek hy die woorde verkeerd uit. So sy selfbeeld was 0, maar die mense vat hom na Jesus toe. En dit is 'n skare mense, maar dit is 'n onwaarskynlike gehoor. Dit is 'n onwaarskynlike gemeenskap. Die stad se naam is Decapolis. Wat dit beteken, dis 10 dorpies bymekaar wat bymekaar 'n groterige metropool gekreë is. En in hierdie metropool het iemand, 'n man, kom vertel van Jesus en wat Jesus met hom gedoen het, en die hele dorp het tot bekering gekom, en die hele dorp bring hom nou na Jesus toe. En Jesus sê vir hom, en hy kyk na Jesus en hy sê, en Jesus sê van, en ek kan nie hoor nie, maar sy lippe lees ontwikkel, en hy weet is die woord Ephata, wat sy brein bekeer niks. Ephata, wat beteken, gaan oop, en skielik is sy ore oop, en kan hy hoor, en word hy getransformeer, soos die gemeenskap, en hier is die interessante, die man wat vir hulle kom vertel het, het hy jare wat terug, 'n maand of wat terug, het hy self met Jesus te maak gekry. En daai man wat vir hulle kom vertel het, wat 'n sendeling geword het, was, vertel hulle, 'n man wat 6000 duiwels in hom gehad het. 'n hele legioen duiwels in hom gehad het. En hy het vir Jesus ontmoet op die strand, en hy was wreed. Hy het lang hare gehad, en het homself gesny, en hy het boeie gehad, en die boeie gebreek, en hy hardloop Jesus af, en hy strom op Jesus sê hom, en Jesus sê hom, wat maak jy nou? En Jesus dryf daai duiwels in die varke in, en die varke val in die see, en die dorp sê vir hom, Jesus, jy moet wegkom, het ons hele ekonomie nou kom bevonkvaai, nou is ons in die moeilikheid, gaan net weg. En Jesus en sy disippels klim in die bootjie, en hulle gaan weg, en hierdie man wat op bekering gekom het, op daai moment, sê vir Jesus, ek wil saamgaan. En Jesus sê vir hom, nee, gaan na jou huis toe, gaan vertel vir die mense. En hy gaan vertel vir die mense, en die hele Decapolis hoor van Jesus, en bring 'n doewe man, en 'n doewe man se lewe is transformasie ouers. Storie nommer 3 is van 'n man wat die boodskap wil gaan uitdra. Sy passion is om net te gaan vertel, en hy het al een tripie gegee, so lang trip, om dwars deur Europa, en te gaan vertel van wie Jesus is, en wat hy kom maak het, en hy sê terug by die huis, en hy dink, ek wil weer teruggaan, en weer dit gaan doen, maar ek is nie moeilik, ek weet nie helemaal hoe nie, ek het nie geld, omdat ek kan iemand 'n sending reis, kort jy geld. En hy kry 'n boodskap van 'n vrou, vir wie hy, sommer langs die rivier, het hy gehoor as 'n klompie vrouens in Filippi, en hy gaan na die vrouens toe, terwyl hy daar was in sy eerste sendingreis, en hy gaan gesels met hulle, en hier kom hierdie vrou, Lydia, 'n purperverkoopster, tot bekering. Word sy getransform, onder die preek wat Paulus gegee het. Nou is Paulus nie baie driftige preek nie. Hy was maar 'n boring preker. As ek nou lees 'n ander verhaal in Handelinge waar hy gepreek het en 'n ou het in die slaap geraak in die preek. Is so erg dat hy het so 'n oop vensters gehad. Hy het uitgeval uit die venster en sy nek gebreek en hy's dood. Nie baie vurige prediker nie. En nadat hy hom weer gaan lewendig maak. Maar Paulus met sy flou preek verander 'n vrou se lewe. En sy, omdat sy ryk was, 'n goeie sakevrou was, betaal sy vir reis nommer 2 en reis nommer 3. En is daar soveel mense wat onder Paulus, dis Paulus se verhaal, se bediening tot bekering kom.
13 van die 27 briewe in die boeke in die Nuwe Testament word deur Paulus geskryf. 'n ongelooflike inspirasie. OK, dis 3 gemeenskappe. Dis Ninive, dis Decapolis en dis Filippi. En dis Krugersdorp. En ek en jy het 'n job om in hierdie gemeenskap waar ons is, dit ook te gaan doen. Ek dink daar's 5 goeders wat ons moet doen om ons gemeenskap aan God vas te maak. Die eerste is, ek dink ons moet 'n nuwe prentjie van God gee. Jy sien, ouens het 'n paar prentjies van God wat nie reg is nie. Die een is dat hulle teleurgesteld is in God. Hy het nie deurgekom vir hulle nie. Hy het hulle, hulle is sommer teleurgesteld en verbitterd later sommer God help tel nie meer vir my nie. Ons leef in 'n sekulêre wêreld. God is op die rand. In elk geval, alles deur evolusie ontstaan, so moenie my hierdie goeders vertel nie. Hierdie is strooi, ek koop nie dit nie. Daar's ouens wat self sê, maar daar's geen God nie. Wat geen godsverbintenis het nie. Daar's baie mense wat dit apaties teenoor God is. Ek kan jy's daar, maar so wat? Niks my van toepassing nie. En ons kan dan weer 'n nuwe prentjie van God gaan skep vir mense. 'n God wat, en nommer 2, wat transformerende krag het. Ouens, ek glo met my hele hart dat God mense kan verander. Ja, jy kan net sê, ag nee, my man sal nooit verander nie. Of my vrou sal, my kinders, never. Moenie vir God onderskat nie. As hy van jou besit neem, dan verander hy jou van binne af buite toe. Die transformerende krag van die Heilige Gees van God die Enig is incredible. Moet dit nooit ooit onderskat nie. Nommer 3. Ons kan vir die gemeenskap weer vertel van reg en regverdigheid en geregtigheid. Vertel van ons almal is deel van hierdie wêreld en ons kan in vrede met mekaar bly saamlewe. En ons moet vir mekaar vertel. Ek weet baie ons is kwaad vir mekaar. Rooi is hou nie van blou is nie en blou is hou nie van geel is nie en geel is hou nie van groen is nie en ons so bots ons mekaar en as ons in die parlement kyk, hulle het na 'n sweterjoel mense wat net nie vir mekaar hou nie, wat mekaar wil verguis en vergrys. En ons is die gesande wat vrede en reg en geregtigheid moet leef. Dis my en jou se job om brûe te bou, om by mense uit te kom te sê, ons verskil van mekaar, maar ons het nodig om by mekaar te wees en nuwe gemeenskappe te vorm. Nommer 4 het ons die vermoë om vir mense 'n nuwe moraliteit te gee. Nie 'n soort wettiese ding nie, nee glad nie, om hulle sommer net lief te hê. Ek lees nou nog 'n baie mooi stuk van iemand wat sê, hy het vir sy belydenisskas gevra, vertel vir my, hoe getuig jy vir die mense daar buitekant? Wat maak jy as jy by die skool kom en jy wil jou getuienis lewer, jy wil oor Jesus praat, wat doen jy? En deurentyd het gesê, ja maar ons praat met die ouens wat rook, en die ouens wat wyp, en die ouens wat drink, en die ouens wat ons heel besig om hulle te vertel wat hulle verkeerd doen, en nou sê vir hulle, dink jy nie dit sal beter wees om nie hulle sonde vir hulle uit te wys nie, want dit ken hulle in 'n geval, maar sommer vir hulle lief te hê, om te gee vir hulle. Ons leef in 'n wêreld wat consumerism voorstaan. Jy's goed vir my en goed genoeg vir my, sodat daai lank mens kan beteken. Maar as nie meer vir my nuttigheidswaarde het nie, dan drop ek jou. Weet as ek nie van hierdie pap hou nie, vat ek my hierdie pap. As ek nie van hierdie vrou hou nie, vat ek my hierdie vrou. En so word jy net gewaardeer op grond van jou nuttigheidswaarde. Terwyl die Bybelse moraliteit, die transformerende moraliteit, jy sê, ek gaan vir jou lief wees, sommer net gaan ek vir jou gek wees oor jou. En dan gaan jy jou luister, en dan gaan jy met respek hanteer, en dan gaan jy jou groet, en dan gaan jy ek gaan sommer net daar wees vir jou. Ek gaan saam met jou die lewe leef. Die laaste wat ons kan doen is om vir die wêreld hoop te gee. Weet die wêreld transformeer, gaan sien raak hoe moedeloos en moedloos mense is. Hulle is gedaan. Daar's geen hoop meer nie. En as ons in hierdie wêreld iets kan doen om te sê, maar hoe kan ek dit vir jou mooier maak? Hoe kan ek vir jou wys, Ninive, dis nie die einde nie. Bekeer jou. En dalk is my woorde gebrekkig. Hoe kan ek vir jou help om, terwyl jy met 'n klomp goed as worstel in jou lewe, soos demone, soos wat jy, as jy vasgebind is met 'n klomp gemors, kan ek dit vir jou anderster maak? Hoe
kon ek jou hele lewe, jou besigheid, jou beursie, jou agendas, jou dagboek, kon ek dit alles vir jou help anders te maak, dat jy hoopvol die toekoms kan gaan. So, dis die Heilige Gees. Maar toe kyk Paulus in Galasiërs, hy sê, julle gaan krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, Judea, Samaria, tot die uiteindes van die aarde. En toe skryf hy 'n ander briefie vir ouens in Galasiërs. Hy sê vir hulle, ouens, kom ons praat oor die Heilige Gees. Die vrug van die Gees is daarom liefde, leef dit vir mekaar. Geduld, vrede, vreugde, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En nou was ek julle nog gesê allerbeste. Daar's net 3 goed wat oorbly. Geloof, hoop en liefde. En hiervan is die grootste die liefde. Here, ons wil 'n gemeenskap verander. Nie ons, U wil 'n gemeenskap verander deur vir ons te leer om onvoorwaardelik lief te hê. Om die wêreld te omhels. Nie te verfoei nie. Nie te judge nie. Maar juis nader te trek met liefde. Here, die transformerende krag van die Heilige Gees is juis een van liefde. Leer ons om sommer net lief te hê. Amen. Nineve was omgedraai. Decapolis is omgedraai. Filippi is omgedraai. Kruisdorp kan ook omgedraai word. As ek en jy die Heilige Gees toelaat om deur ons te werk. Weer vir 'n lekker week. Sien mekaar Sondag. Verander die wêreld. Nee, laat die Gees jou gebruik om die wêreld te verander. Cheers julle.